ons sitplekke. Nou, soos ek gesê het, in ons samelewing is een van die grootste probleme en een van die kragtigste wapens wat Satan het, is verwerping. Dit is sy kragtigste wapen. Want God is liefde en Satan haat liefde. Daar is in hom geen goed van geen aard nie. En dis waar die Japaneese dit so misvat met die yin-yang. Satan is sleg, maar is 'n bietjie goed in hom. God is goed, maar is 'n bietjie sleg in hom. Dit bestaan nie. OK. Daar word standaarde gestel deur die samelewing vir ons. Standaarde wat onmoontlik is vir mense om te bereik. As jy nie so is nie, pas jy nie hierin nie. As jy nie so is nie, kan jy nie dit doen nie. Dis die standaarde wat die wêreld vir ons stel. As jy net kyk na Hollywood, wat by the way een van die armste plekke ter wêreld is. Mals is vlakhase, vandag is hy 'n killer, môre is hy 'n lover in die rolle wat hy speel, geen wonder hulle is so confused. Hulle is werklik arm, julle, want hulle het nie Jesus nie. Wanneer is genoeg? Hulle gee meer van hulle self tot hulle uitbrand. Dis dieselfde in die sirkulêre wêreld met popmusiek. Voor Kurt Cobain homself skiet van Nirvana sê hy, I hate my music. Daar's hierdie dinge wat die wêreld op ons afdruk. Jy sal nooit goed genoeg wees volgens die wêreld nie, vergeet dit. Daar is net nie so iets nie. En dan begin ons om ons voortdurend te vergelyk. Ek kan nie dit doen nie, want ek lyk nie so nie. Ek is nie slim genoeg nie. Ek loop nie mooi genoeg nie. My stem is nie mooi genoeg nie. Dan begin ons standaarde stel aan wat die wêreld wil hê ons moet stel. Dis self-inflicted verwerping, wat jy beself bring. Kom ons kyk 'n bietjie, wat is verwerping? Dit is om afgewys te word of weggestoot te word. En baie van hierdie verwerping het kleintjies. Want as jy verwerp word, lei dit tot vrees, haat, bitterheid, onvergewensgesindheid, alles so mooi in Satan se kraal. Want, maar ek is dan 'n kind van die Here. Hoe kan ek dit ervaar? Geen kind van die Here maak vir iemand wat aan die voordeur klop, die deur oop vir iemand met 'n AK-47 nie. Al is jy 'n kind van die Here. Verwerping kan slegs inkom as ons dit nie hanteer nie. Iewers het dit ingekom, dit kan selfs in die baarmoeder inkom. Waar die baba nie gehê wil word nie. Dit kan inkom deur 'n ouerhuis, waar kinders nie vertel word van hulle spesiale talente nie. Boetie of sussie is slim, of wat ook aan die ander kant, om die ander ene moet smeek vir aandag, of as hy nie presteer of sy nie presteer nie, is hulle nie goed genoeg nie. Of papa wou 'n seun gehad het, of mamma wou 'n seun gehad het, en hulle het 'n dogter. Daar's 'n klomp goed wat verwerping op mense kan afbring. Selfs 'n huweliksmaat, selfs vriende, skoolvriende, universiteitsvriende, onderwysers. Verwerping kan op 'n groot deel van ons lewe inkom op enige tyd, enige manier. Maar die Here sê vir ons baie duidelik in Genesis 1, ek het jou na my ewe beeld geskape. Jy gaan nooit iemand anders se voetspore kan instap nie, jy hoort nie daar nie. Jy hoort nie in iemand anders se baan nie, want jy laat julle albei struikel. Want wat begin jy nou doen? Jy raak afgunstig, jy raak nydig, jy verkondig leuns, jy raak jaloers, want jy is in iemand anders se baan. Jy kan nie daar wees nie. Kom ons kyk wat sê die Here, 1 Johannes 4 vers 8. Hy wat nie lief het nie, dis die enigste ding om verwerping mee te beklei, is die liefde van God. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie. Want God is liefde. Perfect love dries out the fear. Wie van ons kan sê, ek het God werklik so lief, dat daar geen vrees in my is nie. Ons groei elke dag in daai liefde van God in, om te verstaan hoe hierdie dinge werk. En
En dan sê die Here vir jou, hier is die vyand, die oomblik wat jy my gaan begin liefkry, raai wie show up? Satan. Dit is wat hy met jou gaan doen. Johannes 10 vers 10. Die dief het gekom slegs, was nie 'n ander job wat hy gaan doen nie, om te steel, te slag en te verwoes. Dis die manier wat hy gaan gebruik. Hy steel jou vrymoedigheid. Hy steel jou identiteit. Hy steel jou selfbeeld. Dan slag hy. Dan begin jy met hierdie gedagtes. Ek is nie goed genoeg nie. Ek is net 'n las vir ander mense. Ek moet liewer nie hier wees nie. Weet jy wat is beter as ek iets daaromtrent doen? Kom ek pleeg selfmoord. Dan verwoes hy. En ons kan nooit sê iemand wat selfmoord pleeg gaan hel toe nie. Ons weet nie wat God in daai laaste oomblikke met 'n persoon praat nie. Maar dis nie iets waarmee jy gaan eksperimenteer nie, want jy weet nie. Jy weet nie yes or no nie. Maar die persone wat agterbly is net so verwoes as die een wat gegaan het. So dis wat Satan doen. Hy kom steel, hy's 'n dief. En die Here sê, hy sê sy ook, dis wat hy met jou gaan doen. Die oomblik wat jy probeer uit hierdie verwerping uitkom, dan kom gooi hy hierdie goed op jou. Want hy's 'n kragtige teestander, want iewerste, either deur die ouers, either deur jouself, is 'n deur oop waar volgens hy kan inkom. As hy sy voet in die deur kry, gaan hy hom oopskop. Soms is dit dinge binne ons eie beheer. En weet julle wat, ons doen dit aan onsself. Ons doen dit aan onsself. Wat sê die woord van God, wie is jy? Het ons al ooit die moeite gedoen om vir die Here te vra, wie sê U is ek? Dawid het gereeld vir die Here gevra, toets my niere, Here, niere verwerk gif. Kyk of jy iets in my kan vind wat daar nie moet wees nie. Vra vir die Here, Here, wie is ek? Hoe sien U my? Moenie vir ander mense vra nie, want hulle kan jou net jou soos buitekant sien, hulle kan nie binne sien nie, hulle weet nie wie jy is nie, want die regte jy is nie die een wat in die vlees bly nie, is die een wat in die gees bly, dis jy. Ons maak deure oop vir Satan, wat ons nie 'n koek en kloe het om mee te werk nie. In elk geval vat ons God in sy gesig. Want hy sê ek het die mens geskape. Hy het na die skepping gekyk, hy sê ek het die mens geskape. En dit was baie goed. Hy het jou lief net soos wat jy is. Hy is die enigste wat jou regtig verstaan. Hy is die enigste ene wat verstaan die woorde wat uit jou mond uitkom. Is nie om seer te maak nie, is nie om te vernietig nie. Jy het te gou gepraat en al daai goed. Maar hoe herstel jy dit by mense? Jy kan nie eenvoudig nie. Toe gaan soek ek na 'n klip. En die Vader in die hemel is my getuie, ek het eers die diens vir myself geskryf. Toe soek ek 'n klip want ek wil graag 'n optrede hê. Jy weet, ek is nie goed met tegnologie nie. O, my Vader, die Here help my. Maar toe soek ek, want nou het ek in my kop, dis 'n soort van 'n opvoering ragte dingetjie wat ek vir julle kan wys. My favorite preacher ter wêreld is Philip Anthony Mitchell. Jy sal dit baie op my styke sien, hy praat met taal. En John Hagee. Want John Hagee, daar's geen vuil ding wat hulle oor hom kan kry nie. Hy is wie hy is. Toe kom ek op 'n klip van John Hagee af. En weet julle hoe verheug was ek? Want eenvoudige ou ek skryf hierdie goed en hulle sê presies dit wat ek geskryf het. Maar ek wil dat julle dit nou na ander mond uit hoor, want dit is altyd lekker om 'n bietjie van 'n ander kant af ook te hoor. Wat sê hierdie mense oor verwerping? Dankie Johan. Rejection can be defined as the sense of being unwanted. The sense of being unwanted. You want people in your life to love you, yet you believe they do not love you and they never will love you. You never felt the love of your mother as a child. You never felt the love or the acceptance from your father. Some of you are in a storm of rejection and resentment because at some point in your life, your wife or your husband betrayed you
and were unfaithful to you, and they left you for someone else. It's a deep wound that has never healed. It left you with a wounded spirit. Some of you feel rejection and resentment because you were passed over for the promotion at a job. Or you had a business partner that destroyed your business. You have built a prison brick by brick, hurt by hurt, tear by tear, scar by scar. The walls of that prison have been built by your own anguish, and you have the key to the cell, but you're not getting out. You know, we cannot always avoid the pain that wounds us, but we can choose to not let it ruin the remainder of our lives. And I think that a lot of times people park at the point of their pain. How many people get hurt by their parents and they never really ever get over that? You might have somebody who was adopted. For whatever reason, their parents didn't want them. They weren't able to keep them. And they can spend their whole entire life, trying to recover from that. Your entire life does not have to be ruined because somebody hurt you way back when, or last week, or last night, or God promises to heal and restore. I love Psalm 27:10. Even though my mother and father have forsaken me, the Lord will take me up and adopt me as His own child. Hallelujah. You hear people say, Pastor, no one has ever felt rejection that I have known. I assure you, you're wrong. Jesus did. Jesus, the Son of God, the King of heaven, the Emmanuel, the God with us, the hope of glory, experienced your shame, and He experienced your rejection on the Roman cross. Daar is altyd, so waar as die Here lewe, daar's altyd herstel. Altyd in ons lewens kom Jesus ingestap en hy sê, laat my toe, want jy moet hom toelaat. Want solank wat jy sit met daai rejection, solank wat jy sit en halfte van die tyd is dit 'n gevoel, maar dit is 'n werklike gevoel. Dit is nie altyd die waarheid nie. En ons moet onderskei tussen 'n rejection en kindergoed. Wat 'n ma's daar nie waarvoor die dogter sal sê, dis mamma se ou seentjie. En wat 'n dogter is daar, waarvoor die seunskind sal sê, jy's pa se oogappeltjie. Dis gewone kindergoed in 'n huis. Want dogters trek na pa toe, seuns trek na ma toe. Dis so gemaak deur die Here. En dan gaan die kinders sê, o ja, jy kan niks verkeerd doen nie, maar dit is mos mamma se ou seentjie. En die seunskind gaan sê, o, pappa se ou dogtertjie, dis gewone kindergoed. En dit bly so tot die dag wat jy doodgaan. Dit moet so wees, want God het dit so gemaak. Want God het dit so mooi geskape, dat die pa die dogter voorberei vir die tipe man wat sy gaan hê. En dat die ma die seun voorberei vir die tipe vrou en die ma se vrou wat hy gaan hê. So het God dit geskape. Kinders verstaan nie daai ding nie. In ons huis is net een man en 'n klomp vrouens. So Rudy is Rudietjie. Dit is waar dit trek. Maar hulle gaan nie verstaan nie. Kan julle dink om heeldag vir 25 jaar net vrouens om jou te hê? Dis 'n moeilike storie. So God het dit so gemaak. Ek praat van verwerping. Verwerping wat 'n ware is. As 'n kind sê, Tannie, ek voel verwerp, is die gevoel werklik daar. Dis nie noodwendig die waarheid nie. Dis nie altyd die waarheid nie. Dis soos wat hierdie persoon dit ervaar. En daar stap Jesus Christus homself in. Want hy was verwerp. Hy word vandag nog verwerp.
Want hy het sy lewe kom gee en duisende wil hom nie aanneem nie. Daar's geen human being nie. En God verklaar, hy sê in Matteus 11 vers 25 sê, kom na my toe. Hy sê nie gaan na iemand anders toe nie, hy sê kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is, en ek sal jou rus gee. Hy maak hierdie uitnodiging. Hy sê kom na my toe. Hoe weerstaan ons enige probleem, nie net verwerping nie. Ons vat dit waarheen. Hy sê vir ons waarheen vat jy dit. Kom na my toe. Want daar kan jy jouself wees. Jy kan jou hart uitpraat. Jy kan sê hoe jy voel. Jy moet altyd die waarheid met die Here praat. Moenie goed sugarcoat nie. Sê hom presies soos wat jy voel. Want dan kan hy jou genees. Hoe kan jy 'n probleem genees as jy nie erken ek het 'n probleem nie? Dan is dit mos nie 'n probleem nie. En God werk op baie snaakse maniere. Eendag, lank gelede, was daar 3 varkies. Nou is daar baie. Eendag, lank gelede, was daar 'n man. Hy was 'n gesiene man, hy was skatryk. En hy het 'n seun gehad. En hierdie seun was die seun van 'n hoer. Sy broers word saam met hom groot. En hulle sê, weet jy wat? Jy kan nie saam met ons erf nie. Jy moet uit ons huis uit. Hulle jaag hom weg. Sy naam was Jefta. Sy pa se naam was Gilead. Jy kan die hele verhaal gaan lees in Judges, Rigters 11. Maar hy was 'n verskriklike dapper held. So maak die Amoriete oorlog teen Israel. Hoor wat gebeur. Rigters 11 vers 1 tot 3. En Jefta, die Gileadiet, was 'n dapper held, maar hy was die seun van 'n hoer. En Gilead was die vader van Jefta. En toe die vrou van Gilead vir hom seuns baar, en die seuns van die vrou het groot geword. En hulle het Jefta weggejaag en hom gesê, jy mag in ons familie nie erf nie, want jy is die seun van 'n ander vrou. Daarop vlug Jefta, so hy's nie mooi gevra om te gaan nie, hy's weggejaag. Daarop vlug Jefta van sy broers af weg, en hy gaan woon in die landtop. En ligsinnige manne gees trek gees, né? Hy's verwerp, so die skyn sluit by hom aan. En ligsinnige manne het by Jefta aangesluit en saam met hom uitgetrek. Die Bybel is baie duidelik dat hy's verwerp, hy's weggejaag. Kan julle dink daai verwerping wat hy moes ervaar? Sy pa staan nie vir hom op nie, sy broers jaag hom weg. En hy's eintlik meer as hulle almal saam, want hy's 'n dapper held, so hy ken van oorlog. Oorlog dreig, en wat doen hierdie boeties? Hulle stuur om Jefta te gaan haal. Die oudstes kom, die oudste broers kom, en hulle sê asseblief kom. Die Amoriete gaan ons vernietig. Jy is die enigste wat weet om oorlog te voer. Hy sê ek sal kom, maar dan gaan ek julle hoof wees. Ek gaan hoof oor julle wees. Kyk wat gebeur. Vers 4. En 'n tyd daarna het die kinders van Ammon oorlog gevoer teen Israel. Maar die kinders van Ammon oorlog voer teen Israel, het die oudstes van Gilead, hulle pa, Jefta gaan haal uit die landtop. En hulle het hom gesê, kom en wees ons aanvoerder, dat ons kan veg teen die kinders van Ammon. Maar Jefta antwoord die oudstes van Gilead, het julle my nie gehaat nie? En het julle my nie uit my vader se huis uit weggejaag nie? Waarom kom julle dan na my toe? Nou dat julle benoudheid sit. Toe sê die oudstes, die seuns van Gilead vir Jefta, daarom kom ons nou na jou toe terug, dat jy met ons kan saamtrek en teen hierdie kinders van Ammon veg, en dat jy ons hoof kan wees oor die inwoners van Gilead. Daarop antwoord Jefta die oudstes van Gilead, as julle my daar terugkom teen die kinders van Ammon te veg en die Here hulle aan my oorgee, dan moet ek julle hoof word.
Toe sê die oudstes van Gilead vir Jefta, die Here sal die hoorder wees tussen ons. Waarlik soos jy gesê het, so sal dit wees. God beplan toe. Dit wat hulle aanskou het as niks werd nie, om dit hulle hoof te maak. God het die gewoonte om die nobodies te vat en to make them somebodies. En die somebodies aan die verkeerde kant, wat hoogmoedig raak, te vat en hulle nobodies te maak, vir hulle eie behoud, om hulle self te bewaar. Nou moes hulle die vernedering deurgaan. What you sow, you reap. God is not mocked. Only that what you sow, you shall reap. In Mattheus 10 vers 31 sê die Here vir my en vir jou, wees dan nie bevrees nie, julle is baie meer werd as baie mossies. So julle, die Here sê ek sorg vir die mossies. Hy sê ek tel die hare van jou hoof. God tel elke haar op jou kop. Weet jy dan nog steeds hoe spesiaal jy is nie? Jy is nie wat jy dink jy is nie. Jy is nie wat ander mense dink jy is nie. Jy is 'n skepsel van God wat hy lief het. So lief het, dat hy sy lewe gegee het. Ons lees Johannes 3 vers 16, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het. Ons lees dit, ons sê dit, maar ons doen niks daaromtrent nie. Moenie na jouself in die spieël kyk en, hoekom lyk ek so? Hoekom is ek nie blond nie? Maak myself dan blond, dis skiep het baie. Hoekom het ek nie dit nie? Hoekom lyk ek nie so nie? Hoekom loop ek nie so nie? Hoekom is ek nie soos ander vrouens nie? Ek loof die Here, ek wil nie koop nie, ek wil nie naaldwerk doen nie. Daar is ons vrouens wat dit kan doen. Dan koop ons by hulle. Elkeen het sy eie gift by God gekry, talente by die Here gekry. God het jou geskape met 'n ding, wat niemand by jou kan wegvat nie. Elkeen van ons het 'n talent by die Here gekry. Elkeen van ons is spesiaal geskape. Die Here het tyd gevat om jou te maak. Psalm 139 sê, ek het jou geteken, ek het jou bloudruk gemaak, hier, jou blueprint, in die aarde het ek jou geteken hoe ek jou wil hê. Jy sal hierdie keer oor hê, jy gaan dit vir my doen, jy gaan so lyk, jy gaan so praat. Toe vat ek jou en ek sit jou in jou ma se baarmoeder, and I knit you together. Hy weet presies hoe jy moet lyk, wat jy gaan doen, waar jy moet heen gaan. Hoekom wil ons altyd iemand anders wees? Hoeveel keer sê ek vir hulle, wil jy die preekstoel hê, hier sy vat hom. Die woord van God moet op die tafel van jou hart geskryf wees. Hier moet dit wees. Leef net vir die Here, gaan terug daartoe. En die heel eerste ding, die heel grootste oplossing as mens vir verwerping is, vergewe, 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 vergewe. Want glo my, iewers gaan jy iets aan iemand doen. Dan kry jy self vergifnis nodig. Wat is die grootste geskenk wat jy vir iemand kan gee? Vergifnis. Die grootste geskenk wat Jesus gegee het, is voordat hy sy laaste asem uitblaas, toe sê hy, Vader, vergewe hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Dis die geskenk wat hy ons gelos het. Vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hoeveel keer het ek en jy nie gesê, ek soek die kar se sleutels. Dan sê jy, ek weet, ek het hulle hier neergesit. En jy stry lewe en dood, jy het hulle hier neergesit. Dan kom iemand anders en sê, nee, maar jy het nie. Jy het dit daar neergesit. Man, ek weet wat ek doen. Ek het dit hier, net om jou verkeerd te bewys, jy het hulle toe daar neergesit. Is dit nie waar nie? Nou, dis wat God vir ons gedoen het. Hier het ek vir jou gesterf. Die Here het nie gesterf vir Dawid en Salomo en daai alleen nie. Hy het gesterf vir ek en jy ook. En ek en jy was op sy gedagtes. Dis wat ek en jy was, die oomblik toe hy sy asem uitblaas. Het aan my en jou gedink.
bly ons dit vir hom teruggooi? Jy sal nie, hoor vir my baie mooi vandag, jy sal nie die koninkryk van God ingaan met onvergifnis nie. Die modelgebed sê, vergeef hulle, soos wat ons skuldenaars vergewe. Hoe kan jy met onvergewensgesindheid in die koninkryk ingaan? Jy kan nie. En jy het die sleutel in jou hand. Dit is maklik om hierdie goed te preek, leef dit. Ek moes die mense vergewe, my kinders moes die mense vergewe wat hulle pa doodgeskiet het. Vergifnis beteken nie sit op my skoot nie. Vergifnis beteken ek doen God se wil. Dit wat die Here sê jy moet doen, moet jy doen. Jy kan nie hier kom maar nie. Maar, ek kan nie maar want, is dit vir jou soveel werk om uit die hemel uit te bly wat jy nie wil vergewe nie. Jy sal nie die koninkryk van God ingaan nie. Dis wat die woord van God sê. En is so maklik. Julle eers gaan vriende jou verwerp. Hoeveel keer het jy hierdie bose vriend waarop jy staat maak, om net 'n week later is hulle nie meer lief vir jou nie. En jy weet nie wat het jy gedoen nie. Jy het iemand vertrou met jou diepste wese en jy vertel vir hulle hierdie goed, om dit môre in die Valweekblad te lees. Daai verwerping, maar nie ek of jy of enige persoon wat ooit asem sal haal op hierdie aarde, sal so verwerp wees, soos Jesus aan daai kruis en tot vandag toe verwerp te word nie. Want hy sê, ek sal jou nooit begewe, nooit verlaat nie. Wow, dis iets om aan vas te hou. Dis iets wat jy kan sê, wow, maak nie saak wat gebeur nie, uncovered. Hoekom vra ek en jy nie bietjie vir die Heilige Gees? Here, soos koning Dawid wil ek net hier sit. Toets my. Wat kan ek verander om vir U plesier te wees? Wat kan ek verander? Wat in my lewe, want ek verstaan. Verstaan ons werklik die prys wat hy moes betaal? Dankie, Johan.
The Lord Jesus willingly gave his life on that cross for you and me, just because he loves us. And all he's asking in return is, follow me. Dit het nie opgehou by die kruis nie. Die kruis praat nou nog. Daai selfde genade is nou nog daar. Hoe kan ons dit wil verwerp? Hoe kan ons dit wil reject? En sê, maar ek kan nie. Dis aan my gedoen. Dis aan hom gedoen. Iewerste moet ek en jy weet om te sê, Here, U is my God, en ek moet doen wat U my wys om te doen. Aan daai kruis het U gesê, vergewe hulle weet nie wat hulle doen nie. Wie is ek om nie te vergewe nie? Want ek het nuus vir jou. Vir die res van jou lewe gaan jy hierdie keuses moet maak. Daar gaan altyd iemand wees. Satan sal sorg dat jy nooit die perfekte liefde van God ken. Hy gaan probeer. Die keuse is ek en jy se. Gaan ons hom toelaat om dit te doen? As Bobby my deur my gesig klap, kan sy my maak haar terugklap. Nee, is my keuse. Ek wil nie hê jy moet goed doen vir die syk om dit te doen nie. Net soos Jesus, doen jy goed omdat jy 'n keuse maak. Hy het 'n keuse gemaak om vir ek en jy te kom sterf. Hy het presies geweet wat was vir hom. Hy het geweet elke liewe ding. En hy kom. Niks het Jesus gekeer, hy is God. Hy kom. Amies en amies legioene engele geroep het. Lig en duisternis. Hoeveel keer lag mense nie vir ander mense se skade en pyn nie? Net soos die Romeinse soldate, want hulle het nie verstaan nie, want hulle was nog in duisternis. Moenie kwaad word vir mense wat nog nie die lig gesien het nie, want hulle gaan nie verstaan nie. Daar was 'n tyd toe ek en jy ligsinnig was. En iemand het vir ons gebid en nie opgegee nie. En toe ons die lig sien, toe leer ons ken wat is wat. Daarom groei ons in die geloof soos babas. Hoeveel keer val 'n baba? Ek en jy moet leer groei in hierdie geloof. As jy jou verlustig in iemand se hartseer en pyn, dan is daar fout met jou. Want Jesus stel ons die perfekte voorbeeld. As jy nie weet wat om te doen, jy gaan na die woord toe. Hoe hanteer ek hierdie situasie, Here? Dis seer. Ek weet nie meer wat om te doen nie. Maar ons is so vinnig om te sê, waar's God? Waar's die Here? Waar was hy? Daar waar ek en jy hom gelos het, daar's hy. Want hy beloof hy sal ons nie los nie, en hy is nie 'n man dat hy kan lieg nie. Sê die woord van God vir ons. So, ek en jy moet introspeksie doen. En dis presies wat ons nou gaan doen voor ons aan die nagmaaltafel gaan. Want voor ons aan die nagmaaltafel sit, sê die Here, doen introspeksie. En as daar iemand is wat jy nie vergewe het nie, voor jy daai nagmaal mag gebruik, moet jy dit doen. Jy moet vergewe. Anders bring jy oordeel oor jouself. Sommiges het gesterf, het ontslaap as gevolg daarvan, want jy doen die liggaam van Christus oneer aan, om hy nagmaal te gebruik. En dis 'n eenvoudige ding, jy neem 'n besluit. Here, met my wil, nie met my emosies nie, want emosies kom maar van tyd tot tyd op, totdat dit herstel word. Met my wil kies ek, om te vergewe en vry te spreek, daai. Kom ons sluit ons oë, net daar waar jy is, voor ons aan die nagmaal vat, dink wie moet jy vergewe en vry spreek. Ons sluit ons oë, vra vir God. En ek doen dit maar altyd so vir die Here, sê selfs die wat ek nie eens kan onthou nie.
Vader, in Jesus Christus naam kom ons vandag. En ons doen wat U ons beveel het om te doen. U sê, keep in remembrance what I've done for you. Onthou wat ek vir julle gedoen het. En terwyl hulle eet, neem Jesus die brood. En nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan sy disippels en sê, neem eet, dit is my liggaam. Here, wanneer ons aan hierdie nagmaaltafel sit, weet ons, dat wanneer ons hierdie broodjie eet, dit deur ons liggaam gaan en ons hele liggaam voed. En toe neem hy die beker en nadat hy gedank het, gee dit aan hulle en sê, drink almal daaruit. Want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word, tot vergifnis van sonde. Ons leef nie meer in die Ou Testament nie, Here. Ons leef in 'n beter testament, nie die bloed van Kain nie, maar die bloed van Jesus Christus. Ons dankie, Here, dat ons kan sê, U het dit vir my gedoen, spesiaal vir my, vir elke area van my lewe, gees, siel en liggaam, in Jesus naam. Amen. Julle kan opstaan en kom haal. On the mountain deep surrender, face pressed to the ground in prayer. Not my will but yours, oh Father. All of heaven heard you there. Knowing all that lay before you, every wound and every cause, love said yes to what was coming long before the cross. You could have called for angels with armies at your side. Love refused the rescue as you were crucified. Did heaven stand in silence as darkness lay on the sky? The King of all creation chose willingly to die. Being mocked and led to judgment, innocence with no defense. Hands that shake the earth and heavens were bound and handed over them. Nails were driven through perfection, thorns pressed down upon your head. Still no word of wrath or rescue. Love endured there as you bled. You could have called for angels with armies at your side, but love refused the rescue as you
You could have called for angels with armies at your side, but love refused the rescue. As you were crucified, you could have struck the earth in wrath, but your love bore the cost. Your blood became our freedom because you chose the cross. Did angels cry the third day when you rose again? Did heaven watch and wonder? And did the angels sing? Thank you, Jesus, that it's finished. You took our sin as your own when you let your blood speak for us. No greater love was ever known. Die getal van die mens is 6. Want die Here die mens op die 6de dag geskape. Die kroon van sy skepping het hy ons genoem. Noem hy ons nog steeds. Johannes 6 vers 66, 666. Sê Jesus, as julle nie my liggaam eet en my bloed drink nie, het julle nie deel aan my nie. En daar verraai hom. Daar verneder hom. En baie van sy disippels het van hom af weggegaan. Sê Johannes 6 vers 66. Vandag kan ek en jy kies. Gaan ons die kroon van sy skepping bly, of gaan ons omdraaiend loop? Ons is sy kinders, en hy het alles gegee. Nou kan ek en jy teruggee. En onthou wat hy gedoen het. Kom ons neem ons broodjies. Vader, soos wat ons hierdie broodjie eet, vereer ons hier en sê ons dankie en onthou ons wat U vir ons gedoen het. Ons dankie, Here Jesus, dat ons so kosbaar is, dat U vir my die prys betaal het. Kom ons eet saam. Vader, en ons dankie vir die bloed van Jesus, wat nie ons sondes bedek het nie, maar weggewas het, dat ons elke dag in die bloed van Jesus kan stap, roep vir beskerming, voorsiening, vergifnis, lering, alles. En ons dankie dat U bereid was om daai bloed vir ons te laat vloei. Dankie, Here, dat dit nie die spykers was wat U aan die kruis gehou het nie, maar U liefde vir ons. Vader, ons verklaar vandag, ons het U lief. In Jesus naam. Ons gebruik saam. Kom ons sluit ons oor. Vader, dankie. Dankie dat ons almal vandag ons saam hier. Dankie dat U vandag restaurasie in ons bring, op die areas waar ons dit nodig het. Here, ons laat dit toe, ons nooi in en ons vra, Here, begin by my. Restoreer wat U wil gerestoreer het, Here. Dankie, 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 dat ons nie weet soos iemand wat geen hoop het nie. Dat ons weet U is daar vir ons. Here, word verheerlik in ons lewenswyse. Dankie dat U vir ons dinge uitwys sodat ons kan herstel. Vader, seën hierdie dag verder in Jesus Christus naam. Dankie dat die bloed van Jesus kan pleit oor elkeen wat hier is, Here.
Safe Traveling Mercy, waar ook al hy heen gaan, en ons eer U daarvoor. Dankie vir 'n Sondag, 'n dag waarin ons bietjie kan 'n tyd met U spandeer, as heiliges saam met mekaar by mekaar kom, en ons eer U daarvoor.